in daai tyd het ek nog vir die Bulls gewerk en ek het vir SA Rugby gewerk en ek het dit absoluut aangetrek as 'n amer. As ek 'n nuwe geselskap of nuwe gesprekke betrokke raak of waar ook al ek die geleentheid kry, het ek opgebring dat ek vir die Bulle werk en dat ek vir SA Rugby werk en dat ek dit doen en my werk is so belangrik en dit het my hierdie sense of purpose gegee, soos ek sê, hierdie amer, hierdie skild, hierdie wapenrusting was dit vir my om agterweg te kry dat ek nie 'n mislukking is nie, dat ek nie, jy weet, dat ek moet inpas, want ek het hierdie belangrike rol in die samelewing, maar eintlik is dit nie waarna ons geroep word nie. So klompie jare gelede is ek besig om 'n preek voor te berei vir 'n gemeente en die Here lei my om oor wapenrusting te praat en oor die wapenrusting van God en gedurende my voorbereiding word ek blootgestel aan hierdie prentjie en dit is hierdie prentjie wat jy nou al baie in movies gesien het van hierdie superhero wat in hierdie cave of headquarters of lair of wat ook al jy dit wil noem instap en soos hy instap is al sy armors en hy loop in hierdie vertrek in en al sy armors is so om hom in 'n sirkel of jy weet mooi geplaas in hierdie mooi kabinette wat dit oplig en dis net hierdie amazing prentjie en dis iets wat my baie opgewonde maak. En daai oomblik maak ek my oë toe. En ek picture my eie den, my eie lair of my eie Batcave as ek dit so kan stel. En ek ervaar die Gees vra vir my, wat so armor gaan jy aantrek? Baie welkom by nog 'n episode van die Hansman Show. Dit is vir my altyd lekker om hier te wees. Soos julle kan sien het ek hier 'n gas alweer hierdie week nie en die rede daarvoor is dis net ongelooflik moeilik om op die stadium enige ietsie te skeduleer of te beplan want al hierdie vakansiedae en lang naweke en vakansie en ek en my gaste vir wie ek nou al weke lank probeer om hier uit te kry, kom net nie by mekaar uit nie. So ek hoop om in die baie nabye toekoms weer 'n gas hier op my show te kan hê. Glo my, dit sal vir my net so lekker wees soos wat dit vir jou is. Maar nietemin, as jy my nie ken nie, ek is Adrian Skeepers, ek is die gasheer van die Hansman Show. En ons is 'n aanlyn bediening en ons bestaan om mans te bemoedig om hulle rolle as mans ernstig op te neem en weer op te neem, gefondeer in Bybelse beginsels. En dan hopelik ook 'n paar vrouens aan te moedig om dieselfde te doen. En nie daai antwoorde by enigiemand anders te gaan soek nie, hier nie by my nie, maar in die woord van God. En dit is wat ons wil doen, ons wil mense met die woord uitkry deur wat ons hier doen. So as julle ons wil ondersteun, is julle welkom om so te doen. Al die details is hieronder. Julle kan ons ondersteun deur om donasies te maak, deur om van ons merch aan te koop. Ek het 'n Hansman hoedjie aan en hempie, ons het hempies en hoedjies en toppe en 'n paar goedjies wat ons verkoop. So as julle wil en julle stel belang, laat weet my gerus en dan kan ons dit doen. En voor ek vergeet, terwyl jy nou hier is, asseblief like, los ons 'n opmerking en subscribe as jy so gelei voel. Ons het nog steeds 'n doel om by 1000 subscribers uit te kom. Ons is hierdie jaar in Mei 2 jaar oud. Kan julle glo? Ek is so dankbaar vir God want ek is 'n starter, maar ek's nie 'n finisher nie. Ek begin baie goeders en ek volhard nie in dit nie en ek dink hierdie is seker die eerste ding waaraan ek regtig volhard en want dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my eie gewin nie. So ek is regtig dankbaar dat God my gebruik en ek is dankbaar vir julle ondersteuning. Maar ja, kom ons kom by die video. So ek dink ons moet dieselfde uitstapie doen. Ek wil graag hê jy moet jou oë toemaak en jy moet jou man cave of jou hero cave of jou bat cave of wat ook al dit is, wil ek hê jy moet verbeel. En jy moet verbeel dat jy loop in hierdie ding in hierdie gang af en jy kom in hierdie vertrek in en soos jy in hierdie ronde vertrek inloop, reg rondom jou is al die armor in jou lewe. En hierdie goeders kan verskil. Jy sal verbaas wees. En ek wil regtig hê jy moet God include in hierdie ding. Vra hom, Here, wys my wat se armors ek in my lewe het. Want ek dink en ek gaan so diep gaan as om te sê ons gebruik enigiets as 'n armor. Ons gebruik ons werk as 'n armor. Ons gebruik ons familie as 'n armor. Ons gebruik ons vrouens as 'n armor, ons kinders as 'n armor. Wat ons kinders bereik as 'n armor, wat ons bereik, wat ons vrouens bereik,
waar ons betrokke is. Ons gebruik al hierdie goeders om onsself te beskerm. Wat is die eerste ding waaroor 'n mens praat as jy in 'n gesprek inloop of as jy nuwe mense ontmoet? Soos, wat doen jy? Waar werk jy? Jy weet, wat doen jy vir 'n lewe? So ek wil hê jy moet in hierdie kamer instap en vra vir God, Here, openbaar aan my wat se goed ek in my lewe gebruik as hamer. Want toe ek dit doen, toe was ek regtig geskok, want ek het besef, net as 'n voorbeeld, in daai tyd het ek nog vir die Bulls gewerk en ek het vir SA Rugby gewerk en ek het dit absoluut aangetrek as 'n hamer. As ek in nuwe geselskappe of nuwe gesprekke betrokke raak of waar ook al ek die geleentheid kry, het ek opgebring dat ek vir die Bulle werk en dat ek vir SA Rugby werk en dat ek dit doen en my werk is so belangrik en dit het my hierdie sense of purpose gegee, soos ek sê, hierdie armor, hierdie skild, hierdie wapenrusting was dit vir my om agterweg te kry dat ek nie 'n mislukking is nie, dat ek nie, jy weet, dat ek moet inpas want ek het hierdie belangrike rol in die samelewing, maar eintlik is dit nie waarna ons geroep word nie. En ek wil julle al die pad terugvat na Dawid toe en ek weet ons praat baie oor Dawid op hierdie kanaal, maar ja, dit is een van my gunsteling Bybelhelde. En die stories en die goed wat die gebeurtenisse tydens sy lewe is ietsie wat vir my so uitstaan en natuurlik wat God oor hom sê, wat ek baie graag wil herhaal, wat sê, Dawid was 'n man na God se hart. Hoekom? Want hy was bereid om God se wil te doen, altyd. Vat julle terug na Dawid toe. Dawid staan voor koning Saul. Dawid sê vir Saul, ek is bereid om Goliat te gaan veg. Saul sê eers van, nee, jy's mal, jy's net 'n kind. Nee, Dawid was 12, 13 jaar oud, ek is nie 100% seker nie, maar hy was 'n kind, hy was 'n laaitie. En hier gaan hy en hy sê vir die koning van Israel, ek sal daai reus gaan doodmaak. Daai reus wat julle nou al vir weke laat kauer, wat julle vir weke soos lafaarte laat lyk, ek sal hom gaan veg. En Dawid sê vir hom, want dieselfde God wat my gered het van die leeu en van die beer, sal hierdie Filistyn oorgee in my hande. But the same Lord who rescued me from the lion and the bear will rescue me from the hand of this Philistine. That monster is a man of war. He was made for this. I was made for this moment. Trust me, my king. I will slay him. Dawid het geweet waar sy krag vandaan kom, maar Saul sê toe eventually, dis reg, gaan veg hierdie reus. En hy sê vir Dawid, maar jy moet wapenrusting hê, jy moet toerusting hê. En die koning sê vir hom, hier is my wapenrusting, die koninklike wapenrusting. Jy gaan my, Saul se wapenrusting dra, want jy gaan my gaan verteenwoordig op die battlefield. En Dawid, hier gaan Saul en Dawid en hulle trek vir Dawid hierdie hamer aan en Dawid staan daar en hy sê, ek kan nie in hierdie goed gaan nie. Vir 2 redes, en die een gaan ek bietjie inkleer, maar die eerste rede is, hy sê, hierdie goed's te swaar. Net sy borsharnas, net sy borswapen, sê hulle, het 5000 sekels van bronsgewig, dit is amper 70 kg, nee, dit is baie, 70 kg net die borsharnas, nie die helm wat hy aan het nie die ander goed nie die wapens nie, en Dawid sê, ek het nog nie hierdie wapenrusting getoets nie, en daai staan vir my uit, wat ek dink hier gebeur het is, en ons sien dit so duidelik in die skrif, dat daar's relms, daar's 'n fisiese relm en daar's 'n geestelike relm. Nou in die fisiese relm was Saul se wapenrusting net te swaar vir Dawid. Hy kon dit nie dra nie, hy kon nie in dit beweeg nie. Hy het dit nog nie getoets nie. En in die geestelike relm was die gewig van Saul se embleem net so swaar. Hy kon nie met dit beweeg nie. Hy kon nie met dit opereer nie. Hy moes gaan met God se wapenrusting. Hy kon nie met hierdie wêreldse wapenrusting van 'n koning wat besig was om te val. Hy kon nie met dit op die battlefield gaan nie. Hy kon nie met daai gewig gaan nie. Hy kon nie met die fisiese en geestelike gewig dra nie, want jy moet besef, as jy mooi gaan lees, was Saul al besig om aangeval te word deur 'n slegte gees in daai stadium. Sy kop was nie meer heeltemal met hom gewees nie. En Dawid kan nie met hierdie verteenwoordiging gaan om hierdie reus te verslaan nie. Hy kon net deur die krag van God en die verteenwoordiging van God gaan. En daarom het hy ook vir Saul dieselfde gesê.
Hy het sê, ek kom in die naam van God, die God van Israel. Hy het nie gesê, ek kom in die naam van Saul, of in die naam van, hy het gesê, ek kom in die naam van die God van Israel. Jy is besig om te laster teen my God, en ek kom om jou te verslaan in die krag van hierdie God wat jy laster. En ek gaan julle almal wys dat daar 'n God in Israel is. Awesome is dit. Maar hierdie is die eerste plek waar jy sien dat die armor wat ons dra belangrik is. Dis dalk nie die eerste plek in die Bybel nie, maar dis die eerste plek wat ek het sien, wat ek het opgelet het. En dan natuurlik fast forward ons na Paulus toe. En Paulus praat van die geestelike wapenrusting en hy sê vir ons, trek aan die geestelike wapenrusting van God, want hy sê, ons oorlog is nie teen vlees en bloed nie, dis nie 'n fisiese oorlog nie, maar 'n geestelike oorlog. En hy gaan ook verder en hy sê, dat ons wapens is nie fisiese wapens nie, maar geestelike wapens. Nee? En hy gee vir ons die armor. Nou wat is die armor? Hy gee vir ons die helm van verlossing, hy gee vir ons die borsharnas van geregtigheid, hy gee vir ons die beld van die waarheid, hy gee vir ons skoene van bereidheid vir die evangelie van vrede, nee, God se koninkryk, en hy gee vir ons die skild van geloof en die swaard van die woord wat die gees van God is. Die gees leef binne ons. Ons het geloof, daarmee keer ons die leuns van die vyand, die vuurige vuurpyle, die skoene wat ons bereid maak om die koninkryk te versprei, nee, die koninkryk van vrede, die beld van die waarheid, moet ons onsself mee omgord, want ons moet in die waarheid leef. Nou, ek moet bieg, leuns is iets waarmee ek my hele lewe lank sukkel, en dis nie goed wat groot skade doen nie, maar dit is klein goedjies hier en daar, ja, nee, jy weet, soos, gaan dit nou sê, my vrou wat vir my vra, laat hierdie broek my vet lyk, nee, glad nie, dis net 'n voorbeeld, ek doen dit nie noodwendig nie, maar dit is die tipe leuns wat ek baie maklik sal vertel, en dis ietsie wat ek aan moet werk, dis iets waar die Here my, waar die Gees my convict, dat ek nie hierdie goed moet doen nie, ek moet altyd eerlik in die waarheid praat, maar die waarheid is dieper as net om die waarheid te praat, die waarheid is die woord van God, nee, omgord jouself met die woord van God, ons moet dit ken, ons moet dit aan ons hê, ten alle tye. En dan die borsharnas van geregtigheid, want ons is gered, ja, ons kom daarby, die helm van verlossing, ons is verlos deur Jesus Christus, maar deur sy opoffering is ons ook geregtig gemaak. Ons is in right standing with God as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het. So ons moet met hierdie wapenrusting rondloop elke liewe dag, en ons moet weet wat dit beteken. Dit help nie net ons bid hierdie goed oor, ons weet nie wat dit beteken nie, ons verstaan nie wat verlossing beteken nie, ons verstaan nie wat geregtigheid beteken nie, ons verstaan nie wat die waarheid is nie, ons is nie bereid nie, ons het nie geloof nie, en ons ken nie die woord nie. Dit help nie, ons gaan uit in die wêreld en elke dag in hierdie oorlog in, maar ons weet nie wat ons wapenrusting vir ons doen, wat dit vir ons beskerm nie. Nou typies, ja, as jy helm het aan het, weet jy, jou kop is beskerm, maar hierdie is 'n geestelike oorlog. Nee, dis nie 'n fisiese oorlog nie, soos Paulus sê, dis 'n geestelike oorlog. Nou, hoekom trek jy die helm van verlossing aan? Hoekom trek jy die borsharnas van geregtigheid aan? Hoekom trek jy die beld, die skoene, die skild en die swaard aan? Hoekom? Weet jy hoekom jy dit doen? En ons verstaan ook dat as jy in 'n oorlog is jy 100% van die tyd gereed om te veg. Jy moet altyd reg wees. Jy moet altyd jou wapenrusting aan hê. Jou gewere moet altyd gelaai wees. Jy moet altyd gereed wees, want die geveg kan enige oomblik uitbreek. En as jy dan met jou broek op jou knie gevang word, is jy in die moeilikheid. Hierdie is 'n daaglikse ding wat ons moet doen. En elke dag trek ons 'n wapenrusting aan. Maar wat se wapenrusting trek jy aan? Trek jy jou werk se wapenrusting aan? Trek jy 'n mooi vrou se wapenrusting aan? Ek het so 'n mooi vrou. Ek is so suksesvolle man. Ek ry 'n Jeep of 'n nuwe Hilux bakkie of 'n nuwe Ranger. Ek is so suksesvol. Is dit die wapenrusting waarmee jy in die wêreld ingaan? Of trek jy die wapenrusting van God aan? Om staande te bly teen die liste van die vyand. Dan lees Efesiërs 6 vers 10 tot 18, praat dit oor die wapenrusting.
gaan lees dit, gaan studeer dit. Dit sê, ons trek hierdie goed aan, om staande te bly. Om staande te bly. As jy dit nie aan het nie, gaan jy val. Jy gaan val. Nou, hoekom trek ons hierdie goed aan? Dit verstaan ons nou, né? Maar wat doen ons as ons hierdie goed aan het? Wat doen jy om meer soos 'n man op te tree, 'n Bybelse man op te tree, met jou wapenrusting aan? Hoe veg ons die oorlog? En ek wil julle graag vat, en ek gaan afsluit met hierdie, ek wil julle graag vat na 1 Korintiërs 16, vers 13 tot 14, en ek gaan dit vir julle in Engels lees, want dit is vir my so cool Bybelversie, en is so gemik op mans, en dit som hoe 'n man moet wees, optree, baie vinnig en baie kort op, en dit sê, be watchful, stand firm in the faith, be strong, act like men, en dan vers 14 sê, do everything you do in love. Let everything you do be done in love. Dit is waarna ons geroep word, manne. Nee, om watchful te wees, om paraat te wees, om sterk te wees, om te staan in geloof, sterk staande te bly, soos ons sien in Efesiërs ook, sien ons nou weer hier in Korintiërs, en dan sê dit, act like men, and do everything in love. Dit is waarna ons geroep word. Maar ek wil nie net vir jou sê waarna jy geroep word, sonder om jou te equip nie. Jy kan nie in hierdie wêreld ingaan, en hierdie goeders toepas, uit jou eie krag uit, of met 'n wapenrusting aan, wat nie van God afkom nie. Nou ek wil julle net vinnig hierdie prentjie skets. Ek weet nie of julle al Stranger Things gekyk het nie, maar dit is so 'n Netflix show, en dit gaan basies oor dit is so paranormal show, en dit gaan oor hierdie kinders in hierdie een dorpie, maar in hierdie show is daar 2 realms. Dis hoekom ek dit so geniet, want daar's soveel waarhede in hierdie show. Daar's 'n fisiese realm, en dan sal 'n geestelike realm wat hulle noem die upside down. Nou, dis presies dieselfde as hulle hierdie goed uitbeeld. Die een is net baie donker en scary en eerie, en die ander een is natuurlik net alledaagse lewe, soos ek hier sit. Maar dan as hulle hierdie vertrek, nou hierdie beeld wat jy nou sien met uitbeeld in die upside down in die geestelike realm, is dit dalk 'n bietjie scary en eerie en goed, jy weet, dis so hulle dit nou uitbeeld. Maar ek weet, in die geestelike realm, is hierdie baie mooier, as wat jy dit sien. En hier's niks scary hier binne nie, want hierdie eiendom, hierdie plek, hier waar ek sit, hierdie grond behoort aan God. En perfect love drives out fear. Maar ek wil vir julle hierdie prentjie skets van jou, wat in hierdie geestelike realm staan, en is donker om jou, en is eerie, en is scary, en is mistig, en is spinnerakke, jy weet, dis die typiese horror scene. En hier trek jy jou geestelike wapenrusting aan, en die glorie, en die krag, en God se heerlikheid. Dit blaas net vanaf daai dag. Dit is soos die ongelooflike helder lig. Mense kan nie eens vir jou kyk nie. En dit is wat gebeur in die geestelike realm as ons God se wapenrusting aantrek. Jy is gekoop met hierdie onbeskryflike wapenrusting, en die vyand sien dit, en hy weet, daai ou het God se wapenrusting aan. Daai ou is gereed. Ek gaan 2 keer, dalk 3 keer dink, voor ek hom gaan aanval, want hy het die helm van verlossing aan, die borsharnas van geregtigheid, die beld van die waarheid, die skoene van bereidheid, die skild van geloof, en 'n massive swaard. En ek imagine dis die swaard van vuur, en die Bybel sê, nee, soos 'n tweesnydende swaard, wat deur murg en been sny. Daarin is skerp, en hy is huge, en hy lyk awesome. En jy loop met hierdie ding in jou hand rond, want jy is reg vir die vyand. En mag dit vir julle bemoediging wees. Dit is vir my awesome om te dink, ons kan God se wapenrusting aantrek. Hy leen
sy wapenrusting vir ons, net soos wat Saul vir Dawid dit wou, sy wapenrusting wou gee vir die battle, sê God, hier's my wapenrusting, ek gee dit vir jou elke dag, al wat jy moet doen is dit aantrek, ek gee dit vir jou, trek dit net aan, en dan, bly staande, wees sterk, wees bemoedig, wees braaf, tree op soos mans, en doen alles wat julle doen in liefde. Ek sluit daar af. Dankie dat julle ingeskakel het, en ek hoop om julle in die volgende video te sien. Totsiens.